Goeiemôre, baie welkom almal. Kom ons begin vinnig net vir almal rondom ons net vinnig. Hallo sê. Kom ons val in eerbetoon voor hom neer. Kom ons buig, kom ons kniel voor die Here ons Skepper. Hy is ons God en ons is sy volk, sy kudde, sy skape, deur sy hand versorg. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God ons Vader, van ons Here Jesus Christus, deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Vanoggend, ek het gedink 'n stukkie wat net omdat daar nou die kindertjies, dis al klein boodskapie wat hulle gaan hoor voor hulle boontoe gaan, het ek gedink ons gebruik Johannes 15, wat gaan oor die wingerdstok. Ek dink is 'n mooi prentjie vir kinders om ook om die wet op die manier te hoor. So ek lees vir ons Johannes 15 vers 1 tot 5, net kortliks ook as 'n wet vanoggend. Ek is die ware wingerdstok en my Vader is die boer. Elke loot aan my wat nie vrugte dra nie, sny hy af, maar elkeen wat vrugte dra, snoei hy reg, sodat dit nog meer vrugte kan dra. Julle sal reeds reg gesnoei deur die woorde wat ek vir julle gesê het. Julle moet in my bly en ek in julle. 'n Loot kan nie uit sy eie vrugte dra as hy nie aan die wingerdstok bly nie. En so julle ook nie as julle nie in my bly nie. Ek is die wingerdstok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, dra baie vrugte, want sonder my kan julle niks doen nie. Net tot sover. Hierdie stukkie wat dit mooi maak, dit gee 'n beeld van ons, ek meen in Kaap is 'n wingerdstok dalk nou 'n bietjie meer bekend, maar 'n wingerdstok wat lote het, en dan veral druiwe dra, wat vrug dra. Ons almal kan hierdie prentjie in ons kop kry. En hierdie deel in die Bybel, juis vir ons kom sê, dat Jesus sê, hy is die wingerdstok, ons moet vas in hom wees, en as ons vas in hom is, dan sal ons vrug dra, dan sal ons lewens dit wys. So dit gaan hier oor om 'n intieme band met Jesus te hê, om 'n verhouding met Jesus te hê, om naby Jesus te leef. As ons dit doen, dan sal ons lewens dit wys. So vir elkeen van ons, jy kan dink in die week wat verby is of 2, het ek naby aan Jesus gebly, en het my lewe dit gewys, en indien my lewe dit nie gewys het, om te sê, maar kom ek maak opnuut 'n commitment, om naby Jesus te wees. Want dan sal my lewe wys vir almal daar buite. Ek gaan vra dat ons sal stil wees vir so 20 of 30 sekondes, net om met die Here te praat, en om hom te vra, dat die Heilige Gees in jou sal werk, dat jy hierdie band met hom sal hê, en dat jy vrug sal dra. So kom ons, sluit ons oë. Vir hulle wat in Christus Jesus verbind is die oordeel nou heeltemal weggeneem. Amen. So ek gaan dan vir julle begin om vir ons die formulier te lees, en ek gaan probeer om hom so 'n bietjie korter te maak, maar dit is nie so maklik nie. So ons lees dan saam die nagmaal. So almal van ons weet dat Jesus het die nagmaal ingestel. Dat hy die brood gebreek het, vir sy disippels uitgedeel het, dat hulle wyn gebruik het en nagmaal gevier het, dat hy juis vir hulle reggemaak het vir dit wat kom. Want deur die nagmaal vier ons eenheid met hom en ook met mekaar. Dat die nagmaal regtig 'n sterk rol moet speel in die kerk. Dat dit 'n sterk rol moet speel vir Christene. Want as ek en jy daarna dink, dan hoekom sou Jesus dit instel? As dit nie van groot waarde vir ons moet wees nie. Dat ek en jy moet besef, is baie krag vandag om saam te sit as 'n gesin, as 'n familie, en dat ons saam die voorreg het om nagmaal te gaan gebruik. So ek gaan vir julle net kortliks, die nagmaal
het 'n klomp betekenisse. Maar ek gaan vir julle net so kortliks daardeur praat. Eerstens, die nagmaal is 'n gedagtenismaaltyd. As ek en jy vandag nagmaal gebruik, dan dink ons aan wat Jesus vir ons gedoen het. Dat Jesus vir ons gesterf het, dat Jesus vir ons betaal het, en dat ek en jy vrygekoop is. So ons dink aan wat Jesus aan die kruis gedoen het. En ja, dit maak ons hartseer om daaraan te dink, maar ons moet dink aan Jesus. Dan, tweede ding, die nagmaal is vir ons 'n waarborg. So seker as wat ek aan die broodjie vashou en die wyn in my hand vashou, so seker het ek 'n deel aan sy sterwe en ek 'n deel aan sy opstanding. Die derde plek, wat ons baie maklik ook kan mis, is dat dis 'n gemeenskapsmaaltyd. So as ek en jy nagmaal gebruik vandag, dan gebruik ons dit saam met mekaar. En ja, dit bind ons aan die Here, maar dit bind ons ook aan mekaar. As jy nagmaal gebruik, so nou en dan, moet nou nie dat jou buurman vir jou kykie, maar loer maar vir mekaar en besef maar, daar's 'n eenheid tussen ons. En dis 'n voorreg om saam die feesmaal van die nagmaal te kan geniet. In die vierde plek, die nagmaal vier ons met 'n toekomsverwagting. Want ek en jy weet, ons het 'n toekoms saam met die Here. En met die nagmaal vier ons hierdie toekoms. Nagmaal is 'n vreugdefees. Nou baie ouens mis dit, omdat jy aan Jesus dink, jy dink aan die kruis, dan is ons hartseer, maar ons moet onthou, Jesus stop nie by die kruis nie. Jesus het opgestaan, hy het opgevaar, hy sit aan die regterhand van God, hy regeer, en daarom kan ons nagmaal gebruik met vreugde, want die dood is oorwin. En dan, die nagmaal is 'n fees van dankbaarheid. Dankbaarheid oor alles wat die Here vir jou doen. Alles wat Jesus vir jou gedoen het, en steeds wat hy elke dag vir elkeen van ons doen. En dan, vir my, wat ek bysit, is dat in die nagmaal vandag, maak jy 'n commitment, maak jy 'n toewyding, jy kom sê vir die Here, Here, ek sit vandag hier, en ek kom lê my sonde vir u neer, gee dit vir u, en ek maak 'n commitment, om saam met u te stap. Ek verbind my aan u. Ek wil naby aan u wees. Soos die wingerdstok en die lote, ek wil naby aan u wees. En daarom deur die nagmaal kom wy ek my weer opnuut toe aan u. 'n Besondere betekenis, ek weet baie keer mense, dan wil hulle byvoorbeeld 'n klompie gedoop word om hierdie te vier. Dis waarvoor die nagmaal is. Dis 'n sakrament, jy bind jou en jy wy jou toe aan die Here. Die nagmaal, in kort, is 'n uitnodiging waar ons as geestelike familie en as kinders ons verlossing vier. Jy vier jou verlossing vanoggend. Jy's bly vanoggend want ons het gewen. Christus het gewen en ons wen. Ons vier ons verlossing en dis vir my 'n baie mooi beskrywing ook van die nagmaal vandag. Maar ook voor as jy nagmaal gebruik om ook met die Here te praat en met hom besig te wees en al die dinge wat pla en slegte dinge en sonde, gee dit vir hom en los dit vir hom. En gebruik die nagmaal vandag met 'n skoon gemoed ook vir hom. Kom ons sluit ons oë net vir 'n kort gebed. Liewe Hemelse Vader, ons kom dankie dat ons kan saam wees as gemeente, as familie. Here, baie keer mis ons die waarde daarvan. En Here, dankie dat ons vandag weet dat ons aan U verbind word op 'n besondere manier. Maar ook, Here, dat ons aan mekaar verbind word. En ons bid weer, mag die Gees vandag so in ons werk, dat ons opnuut hierdie nagmaal gebruik en weet dat ons saam met U een is. En Here, ook tussen mekaar, dat daar eenheid sal wees. En Here, werk hierdie Gees in ons harte, dat ons opnuut net U nabyheid sal beleef. Ons bid dit in U naam. Amen. Hierdie brood wat ons vanoggend breek, is ons gemeenskap met die liggaam van Christus. Neem, eet, dink daaraan en glo dat sy liggaam gebreek is tot volkome versoening van al jou sondes.
Hierdie beker van danksegging hierdie wyn is die gemeenskap met die bloed van ons Here Jesus Christus. Neem dit, drink dit en dink daaraan en glo dat sy kosbare bloed gevloei het tot volkomme versoening van al jou sondes. Uit liefde vir ons, het hy ons deur sy bloed van ons sondes verlos en ons sy koninkryk gemaak, priesters vir God sy Vader. Aan hom behoort die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Amen. So kom ons sluit ons oë en dan doen ons saam 'n gebed. Hemelse Vader, ons kom dankie dat ons vanoggend kan saam wees. Dit is lekker om te loof en te prys. Dit is lekker vir ons om ons fokus op U te plaas. Here, dit is lekker vir ons om vandag deur die nagmaal net herinner te wees dat ons aan U behoort, dat ons die kinders is, dat ons spesiaal is, en Here, dat ons vandag ook as die kinders saam U teenwoordigheid kan geniet en saam kan geniet om U te loof en prys. En ons bid, Here, waar ons ook saam na U woord gaan luister vandag, Here, mag die Gees in ons werk, dat ons vandag die boodskap by U sal ontvang. Amen. So net, voor ek begin met dit, wil ek sê, vanoggend se preek so 'n bietjie anders as gewoonlik. Vanoggend gaan ons meer die manier vat, ons gaan 'n klomp goed leer vandag. En ek gaan dit nou vir julle sê, 'n klomp dingetjies uit een teks uitkom wat ons leer. Maar kom ek begin met die, julle het hom dalk al gehoor, ek het hom lank te gebruik, van die seentjie wat by die skool, en die meneer wat nou Bybel open elke dag, praat altyd, en hy sê vir meneer, daar's iets wat ek nie verstaan nie. Hy sê, meneer, die kinders van Israel is deur die Rooi See. Die kinders van Israel het oorlog gemaak teen die Filistyne. Die kinders van Israel het die tempel gebou. Nou wil ek net weet, wat het die groot mense gedoen? So, ons praat vanoggend, jy wonder, wat doen jy? Ek het nog gedink aan 'n klomp goed wat ek kan dink in my lewe, maar ek weet as predikant byvoorbeeld, dat min mense het regtig idee wat jy doen. Jy weet, baie, hy preek Sondag en dis sy job. Jy weet, min mense weet regtig wat doen jy. Ek onthou een van die kinders, en ek praat van baie, ek dink so 17, 18 jaar terug, of meer, onthou ek een kindjie daar agter vra vir my toe, nou hy wil nou net weet, nou waar slaap ek in die aande? Is dit agter die preekstoel? Jy weet, die idee, maar jy's by die kerk, so jy bly by die kerk. Ons het nie altyd 'n goeie idee wat mense doen nie. Ek weet waar Albert het gesien is in die kerk, kom by onderwysers, dan baie mense het nie idee wat onderwysers doen nie. Hulle sien halfdag, hulle sien 4 vakansies en hulle dink, lekkerste werk in die wêreld. Maar as jy onderwyser is, dan kom jy agter, maar jy werk klip hard. Mense het nie altyd idee want jy ken jou werk, jy ken jou gebied, maar jy het nie regtig 'n idee wat ander mense doen nie. Soos baie werke, ons het nie regtig 'n begrip wat mense doen nie. Ek het die een oor predikante, wat ek gehoor het, wat die gemeente beroep die nuwe predikant. En om 'n grap te maak hulle 'n bordjie, 'n naambordjie waarop staan, ek weet nie hoekom nie, maar op die bordjie skryf hulle varkroeper. En hulle wil nou amper die dominee nou net so 'n bietjie van 'n poetsbak en dit nou oorhandig by sy eerste diens. En toe hulle nou hierdie bordjie oorhandig en om sy nek hang, het hy die bordjie so gekyk en hy het gesê, gewoonlik noem hulle my 'n herder van skape, maar julle ken julle mense seker beter as ek. So, wat doen mense? Ek onthou, toe ek op skool was, en tot vandag toe onthou ek het, was daar een ouetjie in my klas, Lukas. Maar Lukas, ek nou nie sê Lukas, maar hy was spesiale tipe kind, jy weet. Ek onthou nou sit ons in die klas, en Lukas sit aan die ander kant, in Vredendal, sit aan die ander kant vir die klas. En hy wil my iets vra.
en hy klim op die banke. En nou stap hy van bank bo op die banke, oor die kinders se boeke na my toe. En hy juffrou is soos, wat gaan aan? En dan dink ek my maat, wat doen jy? So ek dink almal van ons ken ouens wat goed gedoen het, wat jy dink, my genade. Ek meen as jy nou, hier's 'n klomp mense wat jy op YouTube gaan kyk, ouens wat goed doen, wat jy net, jy wil net weet, wat gaan in hulle koppe aan? Wat doen hulle? Ek het die een al, was my baie goed van die jong sendeling, en Venezuela, is hy nou 'n sendeling. Eerste keer, nie daarso, hy ken nie regtig die taal, regtig nie, en hy is nou 'n sendeling. En een Sondag besluit hy wil na 'n kerk toe gaan. En ons reg, maar jy weet, moet die naamborde en alles, hy is heeltemal verlore. So toe hy by die kerk aankom, is hy soos op die nippertjie daar. En toe hy nou inkom, toe is die kerk redelik vol, en daar's net in die voorste ry 'n bank, 'n plekkie oop. En hy dink, jy weet, hy moet nou maar voor in die kerk sit. En nou besef hy, maar hy weet niks wat rondom hom aangaan nie. So hy kies nou iemand, en hy gaan doen wat die ou doen. Jy weet, as die ou staan, dan staan hy, as die ou sit, sit hy, as die ou bid, dan bid hy, as die ou hande klap hy volg die ou langs hom se voorbeeld. En jy weet, vir die hele diens, hy doen wat die ou doen, en dit werk nou natuurlik mooi uit. Maar op een oomblik in die diens, maak die predikant 'n afkondiging. En die ou langs hom staan, en hy staan. En hy hoor so tjoepstilte, so, almal sug so, in die kerk, almal. En hy kyk om en hy sien iemand staan en hy sit vinnig weer. Na die erediens, kom die predikant na hom toe, en die predikant sê vir hom, jy weet, hy praat toe met hom Engels, en sê vir hom, jy is nie hierso nie. En die ou sê, is dit opsigtelik? Hy sê, ja, dit is nogals. Hy sê, die Acosta familie het 'n nuwe babatjie verwelkom, en ek het gesê die trotse pa moet staan. Toe staan die twee mans, jy kan nou dink, dis 'n storie. So dan wonder ou, wat doen jy ou? Hoe kan jy? Nou, hoekom ek vanoggend moet dit begin? Baie keer in die verlede, as ek vir jong mense, vir tieners, vir kinders, as jy vir hulle vra, wat doen die Heilige Gees? Dan is dit soos, jy weet, die ligte is aan, niemands by die huisie, hulle weet nie wat om te sê nie, en ek dink nie, dis net hulle nie. Ek dink baie keer ook as groot mense, as iemand vir ons vra, wat doen die Heilige Gees dan is ons bang vir die vraag van, wat moet ons nou eintlik sê? En vandag wat lekker is, ons gaan na 'n teks kyk, en ons gaan 'n klompie punte, 9 punte kry uit die teks, wat die teks vir ons sê, wat die Heilige Gees doen. En daar's nog baie ander, ek meen ons kan dink, hy troos ons, die gawes, daar's baie ander goed, maar uit hierdie teks, 9 dinge, wat ons van die Gees leer vandag, en ek dink dis spesiaal uit een teks uit. So, ons lees vandag uit Romeine 8, ons gaan lees, Romeine 8 vers 9, en dan 11 tot 17, is 'n bietjie van 'n langer teks, 'n klompie verse, maar ek dink 'n besondere mooi teks vir elkeen van ons. So kom ons lees saam. Julle is egter nie meer in die greep van die sonde nie. Nee, julle lewens staan nou onder die beheer van die Gees wat in julle bly. Julle weet baie goed dat God Jesus uit die dood laat opstaan het. Daarom is dit vanselfsprekend dat hy, wat nou deur sy Gees in julle bly, eendag ook elkeen van julle sy sterflike liggaam met die hulp van sy Gees lewend sal maak. My broers en susters, omdat die Heilige Gees in ons bly, mag ons nie langer in die sonde rond lê nie. Ons is dit aan hom verskuldig. As julle kies om aan te hou sondig, moet julle weet dat julle sonder God sal sterf. Maar as julle toelaat dat die Heilige Gees met julle sondige dade afreken, sal julle vir altyd saam met God lewe. Almal wat hulle deur die Heilige Gees laat lei, is kinders van God. As julle hierdie keuse maak, is julle nie langer slawe van dinge soos angs en vrees nie. Onthou, God het sy Heilige Gees aan julle gegee aan julle wat in hom glo. Dis hy wat julle kinders van God gemaak het. Verder is dit ook hy wat nou diep verlange na God in julle binneste wakker maak. Die Gees roep voortdurend in julle binneste uit, Vader, liefdevolle Vader. Hy sorg dat daar 'n onbreekbare band tussen God en julle is.
Die Gees oortuig ons diep in ons binneste dat ons regte God se kinders is. Omdat ons God se kinders is ons ook sy erfgename. Ons erf saam met Christus alles wat God beloof het. Terwyl ons op ons erfposie wag, kry ons baie swaar hier op aarde. Ons ervaar dieselfde tipe swaar kry as wat Christus beleef het toe hy nog op aarde was. Maar ons weet dat ons nou saam met hom ly, ons ook saam met hom in sy heerlikheid in God se nuwe wêreld sal bly. Net tot sover. Nou ek weet, dis 'n redelike mondvol, maar vanoggend wil ek julle wys hierdie teks wat besonder is, dit kom leer ons. Dit kom sê vir ons, wat doen die Heilige Gees in ons lewens? En vir die wat nou baie goed met punte is, hulle sal nou van dit hou. So die eerste ding wat hierdie teks vir ons kom leer, dat die Heilige Gees in ons bly, en dat hy in beheer is van ons lewens. En ek dink meeste van ons sou dit sê, maar nog steeds is daar baie keer by gelowiges onsekerheid rondom dit. Dan wonder hy, maar is die Heilige Gees nou in my? Toe ek my hart vir die Here gee, die Gees my vervul, hy is binne my, en hy kom sê, hy bly in my, en hy beheer my. Julle is egter nie meer in die greep van die sonde nie, nee, julle lewens staan onder die beheer van die Gees, wat in julle bly. Maar natuurlik met beheer beteken dit, ons moet beheer oorgee aan hom. Wanneer ons beheer oorgee, hy beheer ons lewens. D.L. Moody, jare terug, het hy sou op 'n veldtog na Engeland gaan, en een van die predikante in Engeland, 'n ouer predikant, het gesê, maar hy hou nie van die idee nie. Hoekom moet Moody nou na hulle toe kom? Hy dit nie verstaan nie. Hy sê, maar hy weet, hy's ongeleerd, hy's onervare, wie dink hy is hy? En hy sê toe, dink hy het alleen reg op die Heilige Gees. En een van die jong mense het gesê, een van die jong predikante, hulle het gesê, meneer Moody het nie alleen reg op die Heilige Gees nie, maar die Heilige Gees het alleen reg op hom. So in kort wat hy gesê het, is dat hy is nie al een wat die Heilige Gees besit nie, maar die Heilige Gees besit hom ten volle. En dis hoekom hy so groot taak verrig het. Heilige Gees is in ons en hy beheer ons. Tweede ding wat die teks vir ons lees, wat vir toekomsbelofte, dat ons deur die Gees ook opgewek gaan word eendag. Wat wonderlik is. Nommer 3, as ons hom toelaat, sal hy met ons sonde afreken. My broers en susters, omdat die Heilige Gees in ons bly, mag ons nie langer in die sonde rond lê nie. Maar as julle toelaat dat die Heilige Gees met julle sondige dade afreken, sal julle vir altyd saam met God leef. Ek en jy, en die Heilige Gees binne ons, hy beheer ons, en hy help ons om met sonde af te reken. Hy help ons om reg te leef. En dis wonderlik. Ek en jy dink altyd, maar weet jy wat, ons moet dit op ons eie doen. Selfde krag wat Jesus uit die dood uit opstaan het, is binne ons. Hierdie Gees help ons om reg te leef. Daarom, ons kan met sonde afreken, as ons die Heilige Gees toelaat. En jy moet jouself die vraag afvra. By die eerste punt moet ek vra, Heilige Gees is in my, het hy beheer van my lewe? En by hierdie punt moet jy vra, laat ek hom toe, om my lewe te lei, om my lewe te regeer. Laat ek hom toe, om met sonde af te reken. Vierde punt, die Heilige Gees lei ons. Almal wat hulle deur die Heilige Gees laat lei, is kinders van God. En jy besef dat die Heilige Gees lei ons. Elke dag. Hy lei ons wat ons moet sê, hy lei ons wat ons moet doen, en as ons oop genoeg is, as hy beheer van ons lewens het, dan sal ons sien wat hy vir ons gee om te doen. Baie keer as iemand langs jou sit en huil, of iemand by die skool is hartseer, het 'n moeilike dag gehad, dis hy wat jou laat sê, maar jong, troos die persoon, help die persoon, staan die persoon by. Hy lei ons elke liewe dag. Almal wat hulle deur die Heilige Gees laat lei, is kinders van God. Die Griekse woord vir lei, ago,
Hulle sê, dis nie soos 'n skaaphond wat die skape jag nie. Dis nie 'n vors nie. Dis soos 'n herder wat sy skape lei. Hy doen dit sag en sê, kom saam met my. Die Heilige Gees lei ons elke dag. 5de punt wat hierdie teks vir ons leer. As ons deur die Gees laat lei, dan is ons nie meer slawe van angs en vrees nie. Hierdie het vir my baie sterk uitgestaan. Dit het my getref, ek dink van die goed dalk die meeste, is dat, hoeveel keer is ek en jy slawe van angs en vrees? Oor die toekoms, oor my omstandighede, raak ons angstig en vol vrees. Maar, as ons deur die Gees laat lei, is ons nie meer slawe van angs en vrees nie. Dan het ons nie meer 'n slawe mentaliteit nie. Ek gaan nou praat oor dit, slawe mentaliteit, dat ek gaan gestraf word, ek moet alles, nee, ons is nie meer slawe nie. Saam met daai punt gaan dan, ons is nie meer slawe nie, die Gees maak ons kinders van God. Jy besef, die Heilige Gees maak jou kind van God. Sy wat in jou gewerk het toe jy tot bekering gekom het, sy wat jou kind van God maak. Wat besonder is hy wat julle kinders van God gemaak het. En omdat ons sy kinders is ons ook sy erfgename. Nou hier is ietsie moois, en ek dink julle weet dit dalk al, maar ek vertel dit weer vir julle. Paulus wil 'n punt maak. Nee, kontras skep, dat slawe en kinders. Nou, 'n slaaf moet doen wat die eienaar sê. En as hy dit nie doen nie, is dat moeiliker. Jy weet, hy word gestraf, hy word verkoop, hy moet doen wat die eienaar sê. 'n Kind is totaal al anders. Daar's nie vrees in daai opsig dat ek verkoop gaan word, dat ek weggejaag gaan word. Die klem wat hy wil hê, is dat ek en jy moet besef, in daardie tyd, met aanneming was anders in 'n sin as vandag. In daai tyd, as 'n Romeinse burger iemand 'n kind aangeneem het, is daai kind dan sy kind gemaak, wetlik. Daai kind erf dan alles wat hierdie pa hom wil laat erf. En hy gaan ook dan die persoon wat hom aangeneem het, sy naam laat voortleef. En dan belangrik om te weet, 'n kind wat aangeneem is in daai tyd, kon nie afgesny wees van hy kan hom nie onterf nie. Hy kan sy eie kind onterf, maar nie 'n kind wat aangeneem is nie. Jy maak 'n wetlike kommitment, hier is my kind vir altyd. En dis die prentjie wat Paulus gebruik, die Gees het ons God se kinders kom maak, ons is nou aangeneem as sy kinders. Ons het al die regte, soos Christus wat sy seun, ons al dieselfde regte. Ons is nou sy kinders. Ons is aangeneem. Dit kom maak 'n besondere band tussen ons en God. Ek's nie meer 'n slaaf nie. Ek's 'n kind van God. Dis merkwaardig as ons mooi dink daaroor. Gee ons 'n nuwe identiteit. Ons is nou koningskinders. Jy is dit. En dis kosbaar om te onthou. Ons het nie meer 'n slawe mentaliteit nie. Ons het kinders van die koning mentaliteit. En dan natuurlik sê die teks, ons is ook erfgename nou. Nou dat ons kinders is, erf ons alles wat God vir ons beloof. 7de punt, iets wat ons dalk nie besef nie. Die Heilige Gees maak 'n diep verlange binne ons binneste wakker. 'n Diep verlange na ons Vader. 'n Diep behoefte om naby hom te wees. Daai kere wat jy daar sit en jy skeep jou stilte tyd af, jy skeep kerk af, jy skeep Bybelstudie af, dan die Gees werk binne jou dat jy 'n honger na God in jou binneste het. Hy diep verlange na die Here. En hy sê, die Gees roep binne ons uit, Vader, liefdevolle Vader. Nou hulle sê, die woordjie Abba in Aramees is 'n woord wat klein kindertjies vir hulle pa gebruik. So is 'n oortreffende trap van intimiteit. Vader, liefdevolle Vader. Die Gees laat dit binne, hy roep binne ons uit vir hierdie band tussen ons en ons Vader. Dan, die Heilige Gees sorg dat daar 'n onbreekbare band met God is. Nou hierdie hou ook van. Die Heilige Gees het ons nou kinders van God gemaak. Nou is daar 'n onbreekbare band tussen ons en God. Dit kan nie gebreek word nie. Dis vir altyd, dis vir ewig. Niks in hierdie wêreld is regtig vir ewig nie, maar hierdie band met ons Here is vir ewig.
Dit is kosbaar om dit te weet. En dan, laastens, maar ek dink, ek kan sê die belangrikste, maar vir my baie belangrik, die Heilige Gees oortuig ons dat ons kinders van God is. Ons het nou nog gesê, die Heilige Gees maak ons kinders van God. En ons sê, wow, dis mooi. Heilige Gees oortuig jou in jou binnekant, jy is 'n kind van God. Hy wil jou oortuig, jy moet seker wees. En ek sou nou kon name vra, maar elkeen van ons het al getwyfel in dit. Elkeen van ons het al getwyfel, maar is ek nou regtig 'n kind van God? Is God regtig lief vir my? Stap God regtig saam met my? Het God my nou gelos? Die Heilige Gees oortuig jou, jy is 'n kind van God. En dit is diep spesiaal. Hierdie verhaal, toe ek nou oor die Heilige Gees dink, is die mooiste verhaal wat ek nou van die Heilige Gees gekry het. Ek het baie gesoek. Hulle sê J. Henry Jewett, hulle sê eendag het iemand het hom geleer om met 'n boot te vaar op die see. En eendag het hy vir die kaptein gevra, kan hy vir hom die wind beskryf? En die ou het vir hom gesê, ek kan nie regtig die wind beskryf nie, ek weet nie eintlik wat jy wil hê moet ek beskryf nie, maar as ek wind voel, dan span ek die seile. En hy het gesê, dis dieselfde met ons as Christen. Ons kan nie altyd die werking van die Heilige Gees beskryf nie, maar ons kan dit beleef. Ons kan ons seile span en beleef hoe hy binne ons werk. Ons moenie die werking van die Heilige Gees onderskat nie. Hierdie wat ek vandag gesê het, is maar deel van dit. Maar hy werk in ons, hy bly in ons, hy lei ons, hy beheer ons. En hier kan jy al die punte kyk wat ons nog gesê het. Hy maak jou kind van God, hy maak jou erfgenaam, hy oortuig jou, jy's God se kind. Die Heilige Gees moet 'n groot rol in ons lewens speel. En vanoggend, my pleidooi is, maak oop vir hom. Gee beheer oor. Gee eienaarskap oor. Want as jy oopmaak vir die Heilige Gees, dan gaan groot dinge gebeur. Aan jou geestelike lewe, maar ook rondom jou. Die Heilige Gees sal jou gebruik as 'n kosbare instrument. Amen. Kom ons sluit ons oë. Liewe Hemelse Vader, ons kom dankie dat ons vandag hierdie boodskap kon hoor, dat ons regtig meer van die Heilige Gees ook vandag kan leer. Here, dat as iemand ons sou vra, dan weet ons, Here, ons kan hierdie teks vir hulle gee en dit beskryf vir ons so baie. En Heilige Gees, ons dankie vir die werking binne ons, dat U in ons bly, dat U ons lei, dat U beheer het van ons lewens, dat ons nou kinders van God kan wees, dat ons erfgename kan wees, vir die honger na God binne ons, en dat ons oortuig kan wees, dat ons kinders van God is. Heer, mag die Gees so binne ons werk, dat ons sal vernuwe. Ons het die hele week gehoor, dat die Heilige Gees ons vernuwe en verander. Here, ons het gehoor van selfsug en hoogmoed, dat ons minder sal ag as ander, dat ons sal skyn na die wêreld daar buite. Here, dat ons 'n nuwe skat in U het. Here, dat ons losmaak van die verlede, dat ons trek na die toekoms. Liewe Heer, ons kom bid, help ons, dat ons regtig U werking sal beleef, dat U ons sal nuut maak, dat U ons nuut sal gebruik, om 'n verskil te maak. Here, wees met elkeen hier vandag, wat U hand nodig het, wat U nabyheid nodig het, mag hulle regtig vandag beleef, dat hulle kosbaar is, en dat hulle U kinders is. Ons bid dit Heer in U naam alleen. Amen. Die Here sal julle seën, en julle bewaar. Die Here sal sy aangesig oor julle laat skyn, en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor, en aan julle sy vrede skenk. Amen.